By Ashes Farm Sanctuary in die Boskop omgewing oos van Pretoria, waar ons die dieregedragskonsultant van 'n Wagging Success, Philip van Heerden, vir 'n koppie koffie ontmoet en om te gesels oor waarom dit nodig is om jou huiswerk te doen voor jy op 'n spesifieke honderas besluit. Philip, vandag praat ons oor die belangrikheid van die regte honderas. Hoe kies 'n mens die regte honderas en waarom is dit so belangrik? Esmerie, 'n mens moet begin reg in die begin. Jy moet 'n bietjie terugkom, né? Die eerste vraag is, hoekom wil ek 'n hond hê? En as ek daai hond gaan kry, wat is daai hond se doel in die lewe? En daarna, finansiëel gewys, gaan ek hierdie hond kan bekostig, medies gewys, en die kos en al die nodige goed. En dit help nie ek gaan wat Saterdag op die bank lê en chips eet, gaan vir my 'n skaaphond kry, wat hoë energie is nie. So ek moet na myself kyk derdens en besluit, wat is my leefwyse? Waarvan hou ek? En ek moet 'n hond kry wat gaan aanpas daarbey. Hy gaan my lewenswyse volg. So as ek 'n regte couch potato is, soos hulle sê, en ek lê op die bank, dan moet ek maar eerder gaan vir ietsie soos 'n basset hond wat net so cool is. Of ek wil net 'n maat hê, 'n companion. So baie mense gaan vir die kleiner rasse wat minder werk nodig het, minder inset nodig het. Maar jy kan nie sê ek wil 'n hond kry wat my gaan beskerm nie. Een van die groot rasse nie, wat ek in die erf gaan aanhou nie, want dis doelloos. Jy moet 'n hond kry wat jy kan gaan oplei om jou te beskerm. Want 'n hond wat nie opgelei is nie, gaan skrik. As hy eerste geweerskoot klap, dan gaan hy voor jou onder die bed wees. Jy gaan hom daar kry, want hy gaan ook wegkruip. So jy moet 'n ras kies. Jy moet 'n doel hê vir daai hond moet 'n werk hê, hy moet in diens geneem word, en jy moet die tyd en die energie en die kostes insit om daai hond te leer, sodat jy ergens heen gaan met die hond. En as ons spesifiek dink aan ouer mense, is dit seker nie die wysste keuse om 'n hond te kies met verskriklik baie energie nie. Baie honde of baie ouer mense kies honde wat 'n bietjie energie het. Want onthou, dit forceer my wat 'n bietjie ouer is om te gaan stap, om te gaan werk met my hond. Ek hoef nie hoë intensiteit te werk te doen met my hond nie, maar dit moedig my aan om fikser te bly, tyd te spandeer. Ek kom uit die huis uit, ek kan aan aktiwiteite gaan deelneem saam met my hond. So mens moet nie jou misgis daar nie. Dis eintlik die jonger geslag wat ons mee sukkel, want hierdie nuwe ma van die hond en die pa van die hond, hulle is cool, hulle sê, okay, ek gaan 10 kilos draf met my hond, want is lekker, en ek het die coolste klere aan, wat vir my hond. Vat ek water vir my hond, is daar waterpunte vir my hond, is die hond wat ek kry gemaak om lang ente te gaan draf. Soos 'n Labrador, dis 'n slim hond, hy wil werk, maar hy is nie gemaak om 10 kilos elke dag te gaan draf nie. Hy soek die psigiese inset, stimulasie en ook die fisiese stimulasie. So die jonger garde se lewens is te besig. So hulle moet mooi dink voordat hulle net 'n hond gaan kry. Want die hond is cool, die hond is mooi of die hond is cute. Groot fout. Philip, wat as dieregedragskonsultant fokus op die rehabilitasie van honde met slegte gedrag, meen 'n eienaar is 90% van die kere verantwoordelik vir 'n dier se gedragsprobleme. Hy sê daarom is dit vir elke honde-eienaar belangrik om te begryp dat 'n hond nie net iets is wat hy besit nie. Ons groet tot volgende keer wanneer ons weer lekker gaan speel en natuurlik ook gaan leer.